Goeiemôre en weer eens baie welkom hier saam met ons by ons oggendoordenkingtyd. Nou, ons begin al hier dieper in Augustus raak, die weer begin draai, die winde waai, die reën is op pad en die winter is aan die einde se kant, maar ons is nog by oorwinter in die psalms. Ons is by Psalm 27, ons het Saterdagoggend begin daarmee en ons gaan vandag verder. Ek's mal oor Psalm 27, hoor hierdie woorde, hierdie is Psalm 27 vers 4. Een ding het ek van die Here gevra, en dit sal ek bly nastreef, om al die dae van my lewe in die huis van die Here te woon, om die lieflikhede van die Here te aanskou en daaroor na te dink in sy tempel. Een ding, Dawid sê, een ding het ek van die Here gevra. Wat is een ding wat jy van die Here vra? Dink gou, een ding. En ons het almal ons een ding, nee. En het verander. Nee, gou die 10 keer as jy sonder 'n werk sit, is dit een ding wat jy van die Here vra. As jy met 'n siekte sit, is dit een ding wat jy van die Here vra. As jy met 'n kind of 'n verhouding sit wat gebroken is, verstaan ek. Dis een ding wat jy van die Here vra. Dawid sê, die een ding wat ek vra, en hierdie is die oplossing van al die ander een dinge, is om in u teenwoordigheid te wees, Here. Al die dae van my lewe wil ek net in u huis wees. En dan van daai posisie af, as ek reg is met u, kan ek al die ander een dinge vra. Het jy dit al agtergekom? Het jy daai geheim geleer in jou lewe? Die een ding wat belangrik is ek in God. En as God en ek reg is, dan kan ek al die ander een dinge een vir een afteken, afwerken, deurkom en oorleef en daarop trap en dit survive en sterk word. Maar as ek en die Here nie reg is nie, dan vat dit die kleinste ander dingetjie wat my lewe omvergooi. Ek het dit al soveel, ek weet nie hoe gaan goddelose mense deur die lewe nie. Want as dit nie vir die Here was nie, al hierdie klomp een dinge wat ek so deur 'n jaar beleef, van kinders en werk en universiteit en geld en mense in die gemeente, my verantwoordelikhede, my eie sonde en al hierdie een dinge wat so opkom, elke nou en dan is daar 'n nuwe een ding. Die enigste manier hoe ek hulle hanteer is een ding, Here, ek wil by u reg wees. Een ding het ek van die Here gevra, en dit sal ek bly nastreef, om al die dae van my lewe net by u te wees in u huis, en daar 'n studie te doen van elke keer wat u my uitgered het, Here. Wat sê hy? Die Here te aanskou, die lieflikhede van die Here te aanskou. So, kom ek bid dit vir jou, dat jy hierdie geheim sal leer. Hemelse Vader, die groot geheim van die lewe is, u moet die groot een ding wees. U moet die grootste begeerte wat ek nastreef wees. U lieflikheid, u genade. En Here, as ek u uitgesorteer het en ek leef saam met u, dan kan ek al die ander een dinge hanteer. Dan kan ek bid vir my kinders, dan kan ek bid vir my huwelik, dan kan ek vra vir werk, dan kan ek vra vir genesing, dan kan ek bid vir beskerming, dan kan ek al die ander groot sake wat so bekommerend swaar druk op my hart, dan kan ek hulle hanteer. Maar ek moet eers reg wees met u. Dankie, Here. Dankie dat ons reg is met u. Deur Jesus het ek 'n verhouding met u en kan ek voor u kom staan en al my begeertes en versoeke voor u voete neerlê. Want ek wil in die huis van die Here wees elke dag. Dankie daarvoor in Jesus naam. Amen. Dankie, liewe vriende. Sien jou môre. Trots geborg deur Evergreen Turf.